Welkom by die week se AMT weervooruitskatting saam met Johan van der Berg. Johan gaan kyk hoe lank die koue toestande nog gaan voortduur en ons begin ook die eerste tekens sien dat reën in die somergebiede eers later hierdie komende seisoen kan begin. Als in die week se episode moontlik gemaak deur Standard Bank en Kom die Graanbemarking. So moet dit nie misloop nie. Ja, goeiedag. Hierdie tyd van die jaar is maar die baadjie tyd. Junie, Julie, die koudste maande, alhoewel ons gesien het in die afgelope klompie jare dat daar so 'n bietjie 'n verskuiwing meer na Julie maand se kant toe is. Kyk ons na die korttermyn, 25-26 Junie, sterk frontale stelsel wat hier uit die suidweste oor die land inbeweeg, tot selfs die suide van Namibië, en rondom 26 Junie redelik wyd verspreide sneeu wat oor die Wes-Kaapse berge, die Noord-Kaapse berge en natuurlik oor die Oos-Kaap, Lesotho en selfs hier oor die westelike binneland van die Noord-Kaap. Selfs sneeu moontlik in die suidelike dele van Namibië. Redelike swaar reën wat daar natuurlik kan voorkom en veral oor die wynlande en Weskusgebied tot hier by 27 Junie. Daar's 'n hele paar frontale stelsels wat op pad is. Die volgende sterk een, soos wat die voorspellings nou aandui, is hier rondom 2 Julie, waar ons kan sien hoe die koue front inbeweeg. Weer redelike swaar reën wat moontlik is oor die Wes-Kaap en baie koue toestande wat agter hierdie frontale stelsel gaan inbeweeg. So, dit is nog 'n langryk voor die tyd en dit kan verander, maar dit lyk asof daar rondom die 5de Julie redelike swaar sneeu gaan voorkom oor die suidelike binneland, so Oos-Kaap, Wes-Kaap, Noord-Kaap, Lesotho gedeeltes. So die mense wat beplan om te ry, ons moet dophou hoe hierdie gaan vorder. Ons praat van die koue front, so agter hierdie frontale stelsels baie lae temperature wat inbeweeg, en of koue lug met lae temperature, met die koudste nag waarskynlik hier rondom 29 Junie, waar ons onder vriespunt temperature oor groot gedeeltes van die land sien. Temperature van onder -5 is moontlik in dele van die Vrystaat en aangrensende gebiede. Selfs die suide van Botswana en Namibië, redelike lae temperature wat kan voorkom. Bietjie langer termyn, ons is nou besig om te dink oor die seisoen wat voorlê. Ons weet dit met die stroop van die huidige seisoen se mielies word daar redelik gevorder. Daar's maar hier en daar plekke waar dit nog te nat is of waar swak kwaliteit voorkom, maar dit lyk redelik. Ons het verlede week ook gepraat oor die waarskynlikheid van 'n La Nina verskynsel. So die voorspellings wys nog steeds omtrent 'n gelyke kans tussen, veral hier van Augustus, September, Oktober tot volgende jaar, tussen neutrale toestande, die grys, en blou is La Nina toestande. So amper soortgelyk as wat ons verlede jaar ervaar het. So ons weet nog nie na watter kant toe dit gaan nie. Wat ons wel redelik seker van is die rooi gedeelte, die kans vir 'n El Niño is bitter skraal. Wat beteken dit in terme van reënval? Hierdie is 'n voorspelling, 'n globale voorspelling vir die Augustus, September, Oktober periode. Kyk ons na Suidelike Afrika, is dit so wit na geel, wat sê 'n ondergemiddelde kans vir reën vir die lenteperiode. Wat baie interessant is, kyk wat vir Australië en Suidoos-Asië voorspel word. Baie nat toestande. En dit is dikwels 'n voorloper van wat later in die seisoen hier by ons kan gebeur. Om by te dra tot hierdie voorspelling van 'n laat seisoen, dat ons nie vroeg reën gaan kry nie. Die langtermyn tendens toon ook dat die winter, lente en vroeë somerreën besig is om af te neem. Hierdie is die Junie tot Oktober totaal as persentasie uitgedruk van die jaar totaal, dis vir Botawil in die Noordwes Vrystaat van 1980
En as ons na die rooi stippellyn kyk, die tendenslyn, was omtrent 1/3 of meer as 1/3 van die totale reënval het hier in die 80er jare in die Junie tot Oktober periode voorgekom. As ons regs onder kyk, hierdie was einde 2024, minder as 10%. So hierdie tendens is besig om ook 'n langtermyn tendens te word. Die ander sy, die Desember, Januarie, Februarie reënval is besig om toe te neem. Van ongeveer hier 5, 6, 37% van die jaarlikse totale reënval tot oor die 50%. So ons kry meer gekonsentreerd nou die reën in die mid-somer en baie minder in die vroeë somer. Dis slegs tydens El Niño jare wat hierdie omgekeerd is. En as ons gaan kyk na die laag of waar die grafiek gedaal het, hier by 2008 El Niño, 2015-16 El Niño en 2023-24 El Niño, waar hierdie waar die Desember, Januarie, Februarie deel minder reën kry en reën vroeër voorkom. So ons verwag dat vanjaar dat ons 'n laat begin van die somerseisoen gaan hê. Koue toestande gaan nog voorkom met ryp, maar ons gaan tussen hierdie koue toestande, hittegolftoestande ook kry. So hier van September, Oktober, November, as dit nie gaan reën nie, baie warm toestande wat gaan voorkom en dan kan ons hierdie sporadiese skerp dalings kry met ryp. So opsommend, baie koue toestande vir die volgende ten minste 2 weke met veelvoudige koue fronte, redelike swaar reën in die Wes-Kaap tot omtrent 27 Junie, asook weer daar in die eerste week van Julie. Sneeu is moontlik rondom veral 26 Junie, asook 5 Julie. En langtermyn voorspellings dui weer aan dat koue toestande tot laat in die seisoen kan voorkom, moontlike hittegolftoestande van September tot November en reën wat ook eers vanaf die vroegste November kan begin voorkom in die reënvalgebied. So mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Standard Bank en Komdi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.